Hallo en welkom by Hotspot saam met Meerkat aanlyn. Ek staan vandag en ons gesels saam met Meerkat en ons gesels met Christopher Havenga oor die Boran aanbieding hierso by Hotspot en ek moet vir jou sê, as 'n lynteling nou ooit vir my gewys hoe dit werk, dan staan dit hier langs my. 'n Bietjie by Christopher hoor wat is sy idees, wat sy dinge en dan moet jy nie môre vergeet nie, môreoggend van 10:00 af tot 11:00 tot die veiling begin. Gesels ons oor al hierdie dinge in detail saam met Meerkat aanlyn, so jy kan op Meerkat aansluit en al hierdie goedjies saam met ons luister en deurgaan. Gaan by jou kry. Christopher, gaan dit? Hey, Tien is goed met jou man. Ja, baie dankie. Lekker om jou saam met jou te gesels. Ja. Christopher, ons staan hier so by die eerste paar lotte wat hier langs staan, maar ongelooflike mooi prentjie van wat die Boran kan wees en wat lynteling kan doen en Stompie kry dit wragtig nou goed reg. Ja, hy doen just soos vir enige Stompie hotspot veilings is altyd regtig dit is mens instap by 'n veiling dan kry jy mos daai gevoel van waarmee jy werk en die eenvormigheid dwarsdeur en ek kan hom gelukwens nie net aan die Boran kant nie, maar ook in sy draadmaster kant. Die eenvormigheid van sy beeste is dit wil gedoen wees om dit reg te kry. So ja, en dan die teeling. Ek dink dis baie verskeidenheid van genetika wat werk en die lynteeling gedoen om sekere lyne na mekaar te bring en dit werk. Jy moet weet wat jy doen. Jy kan dit nie sommer net doen nie. Jy moet 'n plan hê. Maar vir Stompie werk dit en sy teeldoelwitte en sy teelbeleid is wat hy doen, werk dit goed in sy stelsel. So ek is baie beïndruk, ons het die diere nou geskreen en ek dink regtig die tipe, die eenvormigheid deur tot op die einde is baie sterk. Hier is stop lot 3 en lot 32 bymekaar en wat 'n ongelooflike prentjie is die twee nie. As jy so na hulle kyk, is dit regtig ietsie spesiaals. Maar lynteling wat bymekaar kom, Zelma wat haar stempel afdruk en die goeters omtrent uitprint op hierdie stadium en sy doen dit net reg. Ja, nee, verseker en jy weet ons in die Boran soek ons kapasiteit en ons soek vroulikheid en ons soek breedte en ons soek al daai goed kombineer by mekaar en as jy kyk na hierdie twee diere wat voor jou staan, eerste plek sien jy vroulikheid in hulle koppe. Jy soek goeie neklengte. Ek sê altyd 'n koei wat 'n nek het, is altyd 'n vrugbare koei met daai plooitjies in die nek en jy sien dit dwarsdeur by al twee van hierdie diere. En baie goeie ribsprong, baie goeie diepte in die middelstuk. Baie sterk op hulle rug. Nie oordrewe nie, want mense soek mos nie hy oordrewe bespiering nie, maar tog baie sterk breedte dwarsdeur en op heup en sitbene baie sterk. En dis twee besonderse diere wat amper gelyk of hulle gekloon is. So dit is eintlik spesiaal. Dit is twee besonderse diere moet ek eerlikwaar sê. Ja, en nou is hulle is wit, so lekker. En die wit diere het wat bietjie makliker die oog vang soms veral so in die veld, maar hierso binne doen hulle dieselfde en dan ja, lot 3 786 lyn wat terugkom en deurslaan en ongelooflik doen in die eerste keer is wat 786 'n regte rol speel. Ja, ek dink jy weet in ons ras is daar lyne wat die ouens gebruik en elke ou gebruik wat vir hom werk en ek dink mense moet ook daai spasie gee. As Stompie hou van 'n sekere lyn en hy teel moet die bedryf daai spasie kan absorbeer en gebruik en ek dink dis wat hier gebeur. Hy het sekere lyne waarvoor hy selekteer en wat hy meer probeer 'n tipe beeste teel en dit werk vir hom. En dit is wat ons hier sien. Hierso het hy 'n kombinasie gehad en ook jy kan ook sien daar's ek dink KB32X is ook een van hulle in lot 3 wat so 'n bietjie zambies ook ingebring het wat ek baie van nou. Ek dink as jy zambies gekombineer met enige een van ons bekende lyne in die ras, dan werk dit. Dit bring daai vroulikheid, dit bring daai lanklewendheid en dis wat ons soek. Dink ons het 3 of 4 lotte waar daai KB. Ja, so ek hou baie daarvan. Ek dink op die oomblik is dit 'n plek waar ons moet gaan delf. Ek dink daar's baie potensiaal in die Zambiese lyne. En as ons die regte Zambiese lyne kombineer met die regte Keniaanse lyne kan ons daai amper daai basterkrag in die ras kry en dit is wat ons hier sien. As jy lot 3 kyk, dit is wat jy daar sien. Dit is 'n besonderse dier, maar soos ek sê, al twee van hulle werk. So ja, ek dink daai lyne by Stompie met Zelma is vasgeteel, sy print en jy kan daai Zambies terugbring en hulle maak net nog vrouliker en nog beter. Ja, jou moeder, die ma van 'n bil. En die ouma en die ma van baie van hierdie diere. Dit is sy druk die stempel af. Nie so seer altyd die bil nie. Almal hardloop baie keer vir die bil, maar die bil nie het 'n goeie ma uitkom en dan sit jy eintlik met 'n een wat is 'n algeweer skiet, maar as jy 'n bil gebruik met 'n goeie ma, dan is jou persentasie goeie diere wat daar gaan uitkom baie meer.
Kom ons daar 'n bietjie aan en kyk as dit nog hier rondhang. Christopher, nog 'n wit koetjie. Die wit koeie, ek slaan uit op hierdie veiling. Ja. Maar ongelooflike, hy's daar maar vol en Ja, ek het wat ek so verskriklik baie van hierdie beeste toe so uitkom, bring sy daai sagtheid en daai absolute vroulikheid met 'n ongelooflike diepte en breedte en kapasiteit wat ons in ons ras soek. En hierdie koei is nou baie naby kalf of hier vers. Ja, ek kan sien En sy wys nou baie mooi, maar ek moet sê hier's iets baie spesiaals. Jy het Winnie en jy het Zinzan aan die bokant. 615 so 786 615 kombinasies. Ek dink hier's 'n besonderse dier, lot 8 om na te kyk. Vir my, ek dink een van die beter diere ook op die veiling. Ek dink ek al gemerk het ek was 'n gunsteling gemerk by my. Ek het 'n groot kruis gemaak. En kyk daai sagtheid in die kop en nog steeds 'n fyn 'n dun nekkie. En dit is wat ons wil hê, maar met hierdie geweldige kapasiteit van agter, net agter die skof dwars deur hier. Kyk in die lies, kyk hoe diep kom hy ver af. Hierdie bees het baie goeie vroulikheid en maar sy sit met baie vleis op haar. Sy's gelaai met die vleis, maar nog steeds vroulik. Christopher, ek weet ons nog 'n paar koeie, kom ons gaan kyk wat vir ons voor lê. Chris, hier is so twee, ek dink die twee saam bly mekaar, maar kom ons speel enetjie wat jou oog gevang het. Dit is ietsie baie spesiaals, ons 21. Wat maak hierdie dier vir jou ietsie anders? Jy weet Tinus, ek is jammer as ek altyd terugvat na vroulikheid toe, maar dit is waaroor alles gaan. Die koei is jou masjien wat vir elke jaar met 'n kalf gee. En as jy kyk na hierdie koei, lot 21, sy het 'n TKP van 325 dae met 'n besonderse verskalf langs haar en sy is alweer dragtig. En dis wat ons wil hê. Dit is nie altyd die grootste koei wat jou beste koei is nie. Toe ek hierdie koei vanmiddag sien, toe sê ek vir Hans Heerg, hier is regtig iets baie spesiaal. Kyk hierdie koei se daai donker weer daai brilletjies om die oë. Dis die koeie wat vir jou teel. Dis nie altyd hierdie groot koeie nie. En wat hierdie showstoppers is nie. Die koeie wat baie ouens mis wat baie keer jou koeie is wat gaan teel. En ek sê nou vir jou met die regte bil en hier het ons nou 'n klare besonderse kalf. Kyk hierdie kalf al langs, daai kalf. Hy praat van hoog lê, kyk hoe hoog lê daai kalf. Ja, hierdie koei gaan 'n kalfpersentasie in die 60% het van haarself. Sy speen so. Hier's my 'n besonderse koei met baie goeie eienskappe wat ons in die ras soek. En teruggesê, as jy kyk na daai donkerheid in die oë, dis die koeie wat teel. Dit is hulle kan maar gaan kyk in die kuddes. Dis hulle wat die deurslag gee. Besonder vir my 'n baie goeie koei en 'n koetjie langs aan, selfde ding. Baie dieselfde teeling ook en dit kom deur. Sagte koei, sag in die kop. Baie goeie middelstuk hierdie koei. Sy staan in en sy het 'n aanvaarbare kalf by haar, jy weet. So ek dink 'n mens moet besop om partykeer te gaan vir die groot beeste om te dink dit is hulle wat die vroulike diere gaan teel. Dit is nie dit is bewys dat dit is nie so nie. Dit is altyd hierdie middel van die pad. Koetjies wat meer vroulik is as hulle wat die bulle teel. Ja, nee, dis so van die bulle gepraat. Kom ons gaan kyk soms hier nog twee bulle. Dis reg. Chris sê ons het gesê ons gaan bulle toe, maar dan stop ons nog by een koei. Nou voor ons hierso stop ek vir die manne sê hierso is 'n paar skaarslyne wat die manne moet gaan kyk. Goeders wat nie elke dag in Katalog is nie. Maar ook kan saam met bekende goed ingemeng en hierso staan ietsie spesiaal. Yes, nee, ek Tinus as ek my koei moet kies vandag, dit lot 28 my koei vir die veiling. Dit is my keuse. Dit sê dis reg nie. Maar kyk, ons staan langs so. Maar hierdie koei wys dit als. Sy het absoluut als. Sy het die genetika aan haar. Sy het als. Hier's my piek. Ek wil eintlik nie te veel oor haar sê nie, want daar is eintlik min oor haar te sê. Ek wil net vir my teelers sê, wees wakker, lot 28 A en B. En kyk wat teel sy, né? Ja, kyk wat staan langs so. En sy het 'n TKP ook van 330 dae. So hier is 'n koei by extent seker vir my die beste koei by veiling, my opinie. Ja. Dis maar terug na Kajiwe toe. Terug na onder na FN O312, O312. Ja, 'n massiewe koei van so nee, hierdie koei is reg aan mekaar gesit. Sy's vroulik, sy het lengte, sy het breedte, sy het diepte en sy het 'n ongelooflike sagtheid in haar. Dis nou die manne sê die fyn lakentjies. Dis sy. Hier's ons die fyn laken. So nee, die manne moet 28 aan B. It's my call. Okay. Dis my. Kom ons kyk of ek jou by die bulle kan uitkry. Dis reg. Kyk Chris, ek het eintlik nou by die bulle vasgevat. Ja. Chris, vir hierso is ons gaan hier na 3 bulle kyk, maar ongelooflik hierso is 3 sterk bulle en die ouens wat ernstig is oor hulle stoete. Moenie hierdie mis kyk nie. Hierso is 3 goeie bulle. Yes, nee, Tinus, as ons van 'n bulle praat, dan praat ons besigheid, want 'n bil moet 'n bil wees. En as ons kyk na hierdie bulle wat hier agter staan, die lot 55, is
vir my 'n bil met besonderse goeie manlikheid, Eers bil daai met kop. met 'n baie goeie kop. Kyk die nek, daai nek sê vir jou als van hierdie bil. So wat my opval van hierdie bil is geweldige goeie bespiering. Hy gaan van voor tot agter, van sy bors af tot agteruit tot by sy binne en buiteduie is hy breed. Die bil het 'n baie goeie skede, fantastiese goeie testes ontwikkeling op hierdie bil, lekker lang stert, goeie definiering op die rug. Jy weet, jy sal nooit 'n volmaakte bil kry nie. Ja, daar is nie so iets as 'n volmaakte bil nie. Maar hierdie bil sê ek nou vir jou, hy het dalk hier en daar een of twee foutjies wat 'n mens, maar dit is so klein. Jy weet jy moet nou gaan vlooie soek. Ja. Maar hier staan 'n stoetbil. Jy weet jy het Zindan weer in die bokant met 'n goeie ouma en dat jy grasmeer in die onderkant wat deurkom. So ek dink manne, julle moenie foute maak nie. Hierdie bil is reg. Hierdie bil is hy's manlik. Hy's 'n bil wat sy stempel sal afstamp op 'n stoet. Ek dink hy's 'n definitiewe stoetbil. Kyk daai skrotum. Baie Dis ons hoe hy mekaar gesit moet wees. Ja, en wat ek hou van die bil, jy weet hy's regtig middel van die pad in ons ras. Hy's nie te groot nie, hy's nie te klein nie. Hierdie bil is absoluut dit wat ons wil hê. Manlike bil, ons soek 'n manlike bil. So ja, hier's hy. Hierso is enetjie, ek moet sê hy het onmiddellik my oog ingevang en dit is vir my 'n gebalanseerde bil. Ja. En dit is eintlik as ek so kyk op balans, diepte, vleis, dis 'n sterk bil hierdie. Ja, Tinus, ek het lanklaas 'n bil gesien met 'n toplyn soos hierdie bil. Wat nog steeds diepte behou, nee. Jy kan kry bulle wat sodra hulle begin 'n bietjie baie goeie toplyn en bietjie droër in die bout raak met goeie bespiering, dan is jy geneig om weer diepte te verloor. En hierdie bil bou nog steeds sy diepte saam met sy goeie bespiering. Hy's 'n uitstaande bil. Ek dink as jy wil wit teel, as jy kyk na die ouma en die oupa, die pa en die ma, alles is spierwit. Alles is wit in hierdie lyn, so die manne wat wil bietjie meer na die bietjie wit wil teel, dink ek is dit 'n bil om na te kyk. Besonderse oogspier, baie goeie verdonker in die nek, baie goeie testes, baie netjiese skede. Eintlik 'n baie foutlose bil. Daar is eintlik nie baie fout op die bil. Dis 'n bil wat jy kyk en sê, dit maar dis wat ek so mooi voorbeeld. So manne, hier's ook 'n bil definitief vir die manne wat 'n spesifieke lyn wil gaan of spesifieke teeldoel wil wat het. Hier's 'n bil hierdie. Hy is so breed as 'n teerpad op sy rug. Dit is ongelooflik. Jy kan letterlik kyk hy bespiering op die definiering van die oogspier. Van agter sy skof af dwars deur tot op sy jump muscles. Dis 'n lekker bottel brandewyn na wegstuur. Jy sal hom, ek dink jy sal so 2 willebeeste daar kan ingooi. Dis 'n skelm bemarking hier aan werk. Weet jy so dan hierso 'n bondbil en ek dink fenotipies is daar min foute as jy hierso kyk. Hierdie ding is breed, hy's diep, hy's sterk en ongelooflike kop en met so 'n bondklap weg. Ja, ek dink 'n bil met baie goeie balans. Weer eens 'n baie korrekte bil met min foute. Weet so ja, ek dink as 'n ouer doel, as jy 'n plan het met hierdie bil, kan jy hom definitief gebruik. Ja. Baie goeie, weet van die kant af, baie goeie diepte en weer eens goeie breedte oor hom. So ja, bil met baie sterk in sy hak. Kyk waar kom die vleis af. Hy het 'n breë hak. Sê vir my die bil dra baie vleis in sy agterkwart. Ja, 'n baie goeie gebalanseerde bil. Christopher, kan ek jou net een bil? Wil jy nog eenetjie wys? Ek wil net het ek een gemis. Okay. Kom ons kyk. Ek asseblief. Kyk Chris, so ek het blykbaar 2 gemis. Wys my wat ek gemis het. Ja, ek dink ons moet net praat oor vinnig net hierdie. Ja. Is dit 64? Ek dink ook 'n regtige bil met besonderse vleiseienskappe op hom. Baie manlik bil met baie sterk oogbankontwikkeling. Ek dink 'n baie goed gebalanseerde bil. 'n bil wat die ouens moet kyk môre. Ja. En dan definitief lot 65. Bil met vir my Tinus, dis een van my keusebille ook. 'n bil met baie goeie kwaliteit op hom, diepte, manlikheid, definitief een van my picks vir die vat my terug na 'n paar ou bulle in die ras, as ek so na hierdie bil kyk. Ja, hier's regtig 'n besonderse bil. So, dit is my storie. Ek dink die manne moet kom, hier's goeie diere, hier's goeie bulle, hier's goeie genetika. Kom ons gooi kole môre. Christopher, dankie vir jou tyd. Dankie Tinus. Okay, right dit. Namens Meerkat sê ek vir jou dankie dat jy geluister het en dan maak seker jy skakel môreoggend 10:00 in. Ons regstreeks hierso van met Meerkat en ons vat jou dierekatalogus. Ons gaan daarna vroulike diere en veral die vroulike lyne kyk. 'n Paar bulle uithaal
vir die stoetmanne, seker maak hulle kyk daarna en dan gaan ons lekker deur die tyd. Ons gaan Henri's gesels ons selfs, Christopher gaan weer met ons gesels, Marius en nog 'n paar ander manne. So moenie dit misloop nie. Vir die eerste keer op Meerkat, eerste keer saam met my en dit gaan 'n lekker dag wees saam met die Droughtmasters, saam met die Borane, saam met Meerkat. Tot volgende keer. Totsiens.